Goeiemôre maats, baie welkom by ons vanoggend van waar ook al jy inskakel. Ek hoop dat dit sommer baie goed met elkeen van julle gaan. En vir die van julle waarvoor die eksamen al bietjie begin nader kruip, wil ek baie sterkte sê. Weet jy, doen jou beste om jou werk te ken. Onthou, eksamen is net 'n seisoen in jou lewe. Dit sal ook weer verbygaan. Dit werk amper soos die seisoene in die wêreld en byvoorbeeld hoe boere te werk gaan om vir ons lekker groente en vrugte te kweek. Wanneer dit planttyd is, moet die boere saad in die grond sit as hy enigstens verwag dit moet groei en daarna moet dit versorg word deur water en sonlig en wanneer die tyd kom, kan die vrugte of groente gepluk word en geëet word. In die eksamen is dit die tyd waartydens jy die werk wat in die kwartaal behandel is, net moet leer en probeer verstaan. My gebed vir jou is dat jy lekker rustig die tyd sal insit om te werk en te sorg dat jy alles sommer goed ken. Weet julle wat? In die seisoen van die kerkjaar vier ons nou Pinksterfees, waar ons die uitstorting van die Heilige Gees herdenk, nadat Jesus opgevaar het na die hemel. In die dae van die Ou Testament van die Bybel, was hierdie fees gevier as 'n dankie sê fees, waar die Joodse volk, die Israeliete, dankie gesê het vir die jaar se oes wat op die lande was. Daarom was daar, nadat Jesus na die hemel toe opgevaar het in daardie tyd, toe die Heilige Gees uitgestort is, godsdienstige Jode uit al die nasies onder die son in Jerusalem bymekaar, soos wat ons kan lees in Handelinge 2 vers 5. Dis nie toevallig dat die Heilige Gees juis op die dag uitgestort is nie. Die Gees samel die vrugte wat gekweek word, wanneer die evangelie verkondig word, in en bring die vrug van die Gees na die wat glo. Onthou julle die fees wat ontstaan het, nadat die Israeliete bloed aan hulle deure moes smeer en hulle oudste seuns gespaar is, en daarna uit Egipte kon trek? Hierdie fees word die Pasgafees genoem. En saam met Pasga is die Pinksterfees die duidelikste voorbeeld van Joodse feeste, wat na die koms van Jesus op 'n nuwe manier aan gedink word. En die oorspronklike betekenis van 'n oesfees, se betekenis brei uit na die fees van die uitstorting van die Heilige Gees. Dit is nogal 'n mondvol, né? Maar weet jy wat, waarin jy kan vashou in hierdie seisoen van die kerk. Nadat Jesus weggegaan het en opgevaar het na die hemel, het hy ons nie alleen gelos nie. Nee, die Heilige Gees is na ons toegestuur om altyd by ons te wees en ons te help, sodat die vrugte van die Gees in ons kan groei. Kom ons bid gou saam. Here, baie dankie dat ons kan weet dat ons nooit alleen is nie. Gaan saam met elke maatjie wat binnekort begin eksamen skryf, help hulle om hard te leer en rustig te bly. Gaan ook saam met elkeen wat saam luister vanoggend, gee aan ons ore wat kan hoor en verstaan wat U uit die Bybel vir ons probeer leer. Amen. Voordat ons vandag se Bybelstukkie lees, kom ons sing gou eers 'n paar liedjies saam. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. On a Monday, I'm gonna let it shine. On a Tuesday, I'm gonna let it shine. On a Wednesday, I'm gonna let it shine. On a Thursday, oh yeah. On a Friday, I'm gonna let it shine. On a Saturday, I'm gonna let it shine. On a Sunday morning, praise the Lord, I'm gonna let my little light shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. On a Monday, I'm gonna let it shine. On a Tuesday, I'm gonna let it shine. On a Wednesday, I'm gonna let it shine. On a Thursday, oh yeah. On a Friday, I'm gonna let it shine. On a Saturday, I'm gonna let it shine. On a Sunday,
Die vrug van die Gees is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, nederigheid, selfbeheersing. Die vrug van die Gees is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, nederigheid, selfbeheersing. Wie van julle weet wat hierdie is? Hierdie is 'n fotoalbum wat al ons herinneringe vasgevang het voor die dae van selfone en digitale kameras. As mens so deur die album blaai, kon jy die herinneringe sien en terugdink. Die Ou Testament is ook vir ons so 'n fotoalbum. Ons kan so deur die blaaie blaai en die belewennisse van die mense sien wat lank terug geleef het. En vandag kyk ons bietjie na Moses se fotoalbum vanuit Deuteronomium. En in watter testament kry ons vir Deuteronomium? In die Ou Testament, ja. Dis die 5de boek in die Bybel na Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri en dan Deuteronomium. Lees saam met my uit Deuteronomium 7 vanaf vers 6 tot 9. Die Here het jou nie lief gekry en gekies omdat jy groter was as die ander volke nie. Jy was die kleinste van almal. Omdat die Here jou lief het en hy sy beloftes nakom wat hy met 'n eed bekragtig het aan jou voorvaders, het hy jou deur sy groot krag laat wegtrek en jou bevry uit die plek van slawerny, uit die mag van die Farao, die koning van Egipte. Weet dan nou, die Here jou God, hy is God. Hy is die betroubare God wat sy verbond in stand hou en sy troue liefde betoon tot aan die 1000ste geslag van hulle wat hom liefhet en sy gebooie gehoorsaam. Wie se storie lees ons in Deuteronomium? Die boek Deuteronomium is die storie van Moses waar hy praat met die kinders van die vorige geslag Israeliete wat uit Egipte gered is. Waar speel hierdie storie af? Moses lewer hierdie toespraak aan die ooste kant van die Jordaanrivier, voordat die Israeliete die beloofde land moet ingaan. En wat gebeur hier? In die boek Deuteronomium word Israel geroep om te onthou wie die Here is en wat hy vir hulle gedoen het. Die vorige geslag het 40 jaar lank in die woestyn rondgeswerf, omdat hulle ongehoorsaam was aan God. Hulle het Egipte agtergelaat, maar nie die beloofde land ingegaan nie. Nou is Moses besig om die seuns en dogters, wat net nie heeltemal wil glo nie, aan die ooste kant van die Jordaanrivier voor te berei om die beloofde land in te gaan. Hy vertel eers van die groot dinge wat God vir die volk gedoen het, en hy herhaal die wet vir hulle. Daarna bevestig hy dat God 'n verbond met Israel se voorvaders, Abraham, Isak en Jakob gesluit het. En waarom doen hy dit? Fotoalbums laat 'n mens terugdink aan dinge van die verlede. Wanneer 'n mens na foto's kyk, kan dit soms sterk emosies bring, omdat die verlede maar 'n mengsel van beloftes, mislukkings, oorwinnings en spesiale tye is. Wanneer dit by die slegte dinge kom, wil ons vinnig daarvan vergeet. Maar dit is juis wat ons ook moet onthou, sodat ons uit ons foute kan leer. Moses help die Israeliete om terug te kyk en die goeie en die slegte te onthou. Hulle moet uit hulle foute leer, maar ook raak sien hoe God getrou by hulle was en hulle gelei het. Israel staan hier op die drempel van 'n nuwe begin in die beloofde land. Dit is belangrik dat hulle nie van God vergeet nie, wanneer hulle in hierdie nuwe land is nie. Hy probeer die volk herinner wie God is en wat hy vir hulle gedoen het. En presies wat het God vir hulle tot sover gedoen? Kom ons kyk gou daarna. God het 'n verbond gesluit met Abraham en sy familie en hy het beloof om hom 'n groot nageslag te maak om ook vir hulle 'n nuwe land te gee. God beloof dat hy by Abraham en sy familie sal wees en Abraham moet net naby God leef. Na baie jare kry Abraham
en Sara 'n kind, Isak. En dan trou Isak met Rachel en hulle kry 'n tweeling met die naam Jakob en Esau. Esau, onthou julle, is die oudste, maar hy verkoop sy eerste geboortereg aan Jakob vir 'n pot lensiesop. Dinge loop bietjie skeef toe in die familie en Jakob vlug vir sy lewe en gaan bly by sy ma se broer. Daar trou Jakob met Lea en Rebekka en het ook 2 byvrouens. En Jakob het altesaam 12 seuns wat later die 12 stamme van Israel word. Josef, een van Jakob se 12 seuns, word deur sy boeties verkoop, maar word later die onderkoning van Egipte. God gebruik Josef op 'n wonderlike manier om te sorg dat Egipte en die omliggende lande genoeg kos het in die 7 jare van droogte wat almal tref. Josef se familie kom Egipte toe om kos te koop en op hierdie manier word sy familie weer herenig. Josef se familie trek toe almal Egipte toe en so word hulle nageslag meer en meer en meer. Na jare is die Israeliete so baie dat die farao vir hulle bang word. Hy maak hulle slawe en laat hulle sommer verskriklik hard werk. Dit is in hierdie moeilike situasie dat God vir Moses roep om sy volk, die Israeliete, uit Egipte te bevry en deur die woestyn na die beloofde land te lei. En dit bring ons by die boek Deuteronomium, waar die Israeliete saam met hulle nuwe leier, Joshua, in die beloofde land ingaan. Deuteronomium is net 'n toespraak deur Moses aan die Israeliete, voordat hulle die beloofde land ingaan. Hoekom is dit vir die volk belangrik om weer hierdie verhaal te hoor? Want hulle moet onthou dat God lief is vir hulle. God is by hulle. Net so is hy lief vir ons en is hy by ons. Ons kan leer uit ons foute en probeer om dit nie weer te doen nie. En tydens hierdie Pinkstertyd is ons daaraan herinner dat nadat Jesus op aarde was, het hy vir ons die Heilige Gees gestuur wat by elkeen van ons is. Maak nie saak waar ons is nie. Jy het 'n helper by jou. God, die Heilige Gees, is by jou. En onthou, God is getrou. Hy hou sy beloftes. Kom ons bid gou saam. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe, en lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Dankie dat jy vandag saam met ons gekuier het. Onthou, God is altyd getrou. God is ook by jou in alles wat jy doen. Sterkte met julle eksamens en mag julle almal 'n baie geseënde week hê. Tot volgende keer.